Vriende, baie hartlik welkom by die digitale erediens van Luxmundi op Sondag die 16de Maart. Kan julle glo, ons is in die tweede helfte van Maart. En kinders, een van daar sluit die skole, gaan julle 'n lekker vakansie hou. En dan natuurlik lê daar 'n lang naweek nog voor die skole sluit voor. Dit is ook heerlik en ontspan. Vriende, as ons 'n bietjie terugkyk, dat ons 'n opwindende tyd agter die rug. Ons het daar was 'n pragtige belydenisdiens gewees waar klomp kinders belydenis van geloof afgelê het verlede Sondag. Ons het voor dit het ons 'n deurloop nagmaal gehad, die begin van die leidingstyd wat bygewoon is deur 'n klomp mense, 130. En dan het ons die padkafee gehad verlede Vrydag wat bygewoon is wat 350 mense goed kon koop het. Alles is uitverkoop. Dit was 'n heerlike dag van ontspan en kuier en lekker kuier by die braaivleisvuur waar ons hamburger patties gebraai het. En die voorreg om in die eredienste te kom en ook vanoggend saam te kom en verder met hierdie tema besig te wees. Die tema van reis en om op paai te wees. Almal van ons reis een of ander tyd. En hoe kan ons God, die lewende Here, ontdek ook in ons reistyd? En wat sê die Bybel oor hierdie tema van reis en op weg wees? Dis regtig 'n opwindende geleentheid en kom ons doen 'n gebed en dan gaan ons verder op hierdie avontuur. Baie dankie Here vir die groot voorreg om u kinders te kan wees. Dankie dat ons saam met u op reis kan wees. Baie dankie dat ons ook oor hierdie tema kan praat. En Here, ons gebed met hierdie hele reeks is dat ons vir u as die wonderlike, unieke, buitengewone God prakties wil ontdek in ons gewone lewens. Ons wil in ons hele lewe wil ons die lewende werklikheid van u ontdek sodat dit juis ons lewens vul met diepe betekenis en die avontuur ervaar om persoonlik maar ook saam vir koning Jesus die Here te volg en te dien. En Here, daar is geen groter voorreg as dit nie. Dis ons diepste roeping. Dis hoekom ons lig vir die wêreld is om dit te kan beleef. Help ons dat hierdie digitale diens ook vir ons daarmee sal help en ook vir ons daarmee sal inspireer. Daarom bid ons ook, Here, vir die lees en die verkondiging ook van u woord. Ons bid ook vir die laaste paar weke van die kwartaal wat oor is, dat u vir ons baie krag sal gee, waar dit vir baie mense buitengewone vol en uitdagende kwartaal was, dat u vir ons krag sal gee om die kwartaal ook goed klaar te maak. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Vriende, die boek Handelinge is 'n opvolgboek van Lukas. Het is baie interessant dat Lukas die evangelis het sy boek geskryf en hy het hom opgedra aan Theophilus en toe, dis so tussen 70 en 80 na Christus het hom geskryf het, toe volg hy hom op met nog 'n boek wat hy ook aan Theophilus rig, met die hoop dat Theophilus sal help met die verspreiding van hierdie goeie nuus van die koninkryk. En die eerste boek gaan oor Jesus en wie Jesus is en waar Jesus se bediening beëindig en dan eintlik oorgaan en waar Jesus se bediening voortgesit word deur die disippels. Die boek word ook baie keer genoem die Handelinge van die Apostels. Maar die tema van die boek is Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan praat hy van oor alle grense heen. En die boek Handelinge is se tema is eintlik die handelinge van die Heilige Gees onder leiding van die apostels. En Petrus en Paulus kom baie sterk na vore en dan kom 'n ander leiersfigure na vore wat nie eens apostels was nie, maar wat deel van Jesus se disippelkring was. 'n Baie opwindende boek om te lees en pragtige inligting wat na vore kom oor die ontstaan van die vroeë kerk. Nou vriende, ek gaan gedeeltes daarvan lees vir ons. Ons tema is dan nou reis en op paaie.
So ons gaan met hierdie tema 'n bietjie kyk na gedeeltes in die Handelinge boek, maar ook in ander gedeeltes. Die eerste gedeelte is Handelinge 9 vers 1 tot 2. Saulus, dit is nog voor sy bekering, Saulus wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here geblaas het na die hoofpriester toe gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, man sowel as vroue, het hulle geboei na Jerusalem kon bring. Nou as ons blaai na Johannes 22, na Handelinge 22, en ons sien daar in vers 4 'n soortgelyke boodskap waar Paulus vertel weer van sy bekering. Ek het hierdie weg tot die dood toe vervolg, deur man sowel as vroue te boei en in die tronk te gooi. Paulus wat die gelowiges vervolg het, die gelowiges wat hier genoem word, die mense van die weg. En as ons lees in Handelinge 18, dan lees ons hier van Apollos, 'n Jood met die naam Apollos, vers 24, 'n boerling van Alexandria, het in Efese aangekom. Hy was 'n welsprekende man, hy was 'n goeie orator. Mense sê vandag se tale, charismaties en dinamiese spreker. Hy was 'n welsprekende man, goed onderlê in die skrifte. Hy het oor die weg van die Here onderrig ontvang en geesdriftig gepraat en deeglik onderrig gegee oor die dinge wat op Jesus betrekking het. En dan bietjie verder, hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die weg van God nog duideliker uiteengesit. En hy het agtergekom, daar's gebreke in sy opleiding en hulle hom gevat en nog verder vir hom vertel van die weg van die Here. En dan is ons in hoofstuk 19, kyk vers 8 en 9, dan sien ons hierso, Paulus het toe na die sinagoge gegaan en daar vir 3 maande lank met vrymoedigheid gepreek, geredeneer en hulle probeer oortuig gegaan na die koninkryk van God. Maar aangesien sommige van hulle hardkoppig was en nie wou glo nie, en die weg voor die gemeente beswadder het hy weggegaan en die disippels van hulle afgesonder en hy daagliks in die lesingssaal van Tyrannus besprekings gehou. Vers 23 sê ons, juis in daardie tyd het daar 'n oproer van geen geringe omvang oor die weg ontstaan. Ons sien hier weerstand teen die weg. En dan in Handelinge 24 vers 14, die laaste gedeelte wat ons gaan lees. Dit erken ek egter voor u. Dit is toe Paulus nou voor Felix kom. Dit erken ek egter voor u, dat ek die God van ons voorvaders dien, ooreenkomstig die weg, waarna hulle as 'n sekte verwys. Ons sien in hierdie gedeelte verskeie kere hoe daar gepraat word oor die Christelike leer en lewe as die weg. En dit is baie, baie interessant. Nou vriende, die meeste van ons is op pad ergens heen. Die meeste van ons ry werk toe, ons ry eredienste toe, ons ry na die kinders se sport toe. Ons gaan kuier vir familie. Ons spandeer baie van ons tyd op die pad. Destydse wêreld het mense gestap, ver baie gestap. Vandag sal mense ook ver reis. Selfs met vliegtuie reis, met bote reis. Mense sal selfs op pelgrimstogte gaan. Mense ry en dan is die vraag hoe mense in hierdie reistyd 'n dieper betekenis en inhoud kan gee. Ons weet van mense wat selfs op pelgrimstogte gaan sodat dit vir hulle 'n dieper betekenis
en ook Christene wat gaan 'n dieper geestelike betekenis in hulle lewe kan gee. Nou daar's 'n spreek wat sê, life is like a road. It has bumps, cracks and obstacles, but in the end it gets you to somewhere. Die lewe kan mens sien as 'n pad. Hierdie pad kan verskillend wees. Kan 'n kort pad wees, dit kan 'n lang pad wees, dit kan 'n hoë weg wees, dit kan 'n smal pad wees, dit kan 'n pad wees wat gekraak is, dit kan 'n pad wees vol gevaarlike draaie. Maar ergens gaan hierdie pad jou ergens in lei. Wat baie interessant is, vriende, in hierdie gedeelte word die gelowiges eers disippels genoem. En mense sien dit verskeie plekke in Handelinge. Ek het verlede jaar gegaan en ek het in Handelinge oral waar ek die woord gelowiges gelees het ek gaan kyk wat die Griek sê en meestal het dit gepraat van disippels. En dan op 'n stadium dan word daar van die Christene gepraat van as die mense van die weg. Wat interessant is, die mense disippels, gelowiges, is eers mense van die weg genoem voor hulle Christene genoem is. Dit is baie interessant. Eers later in Antiochië, hierso by Handelinge 11, is die gelowiges, die disippels, die mense wat tot geloof kom in Jesus die Here, is hulle Christene genoem. En 'n Christen beteken, dis iemand wat aan Christus glo, wat hom assosieer met Christus en Christus volg, 'n disipel. Maar voor dit het hulle bekend gestaan as die weg. En mens hoor in daardie gedeelte, die mense van die weg was natuurlik mense wat Jesus in hom geglo het, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En dit word treffend in Johannes 14 vers 6 uitgebeeld, waar Jesus voor hy weggaan 'n gesprek met hulle het, en die disippels vra, en Thomas vra, waarheen gaan hy? En dan vra hy, hoe gaan hulle daar kom? Dan sê hy, maar ek is die weg. Ek is die weg om by die Vader te kom. En ek is die waarheid. En ek is die lewe. So, Jesus is die weg. Deur Jesus, hy is die deurgang, ontdek 'n mens die ware lewe, die waarheid en die egtheid, en die oorvloedige lewe, en saam met Jesus, kan 'n mens hierdie voortgang van jou lewensreis as disipel beleef. Maar jy weet, Jesus is ook die bestemming. Want deur Jesus kom ons by die Vader. En Jesus sê, hy en die Vader is een. As jy my gesien het, sê Jesus, jy die Vader gesien. So is hierdie aangrypende gedeelte van dat Jesus is die weg, maar Jesus is die weg na die Vader, maar hy is ook die weg wat ons opstap. Maar hy is ook die bestemming. Die woord mense van die weg beteken, dit is mense wat glo in die weg, in die God van die weg, Jesus die weg, maar is ook mense wat se lewe ingestel is om die weg te volg, om Jesus te volg op die regte pad. Om hulle lewe so in te rig, dat hulle lewe as disippels heenwys na God se weg. Nou ons lees ook in hierdie gedeelte waar daar opstand was teen die weg. Paulus wat die mense van die weg wil uitroei. Op ander plekke dat daar 'n opstand was teen die mense van die weg, omdat die implikasies van die weg mense se lewens beïnvloed het en mense tot bekering gekom het en hulle ander goed wou gedoen het en daar opstand was teen die weg. Ons lees in 'n ander plek waar Apollos
verdere toerusting en lering gekry het oor wat beteken om die weg van God te bewandel. So ons moet toegerus word, ons moet geleer word as disippels wat dit beteken om mense van die weg te wees. Die woord weg word in die Bybel ook gebruik as die riglyne, wat die Torah vir mense wat lief is vir God en wat God erken, wat die riglyne gee vir die pad wat ons moet loop. So as ons vir mekaar sê ons is mense van die weg, dan is ons mense wat glo in Jesus Christus en ons is mense wat die weg wat hy aandui volg en daar volgens lewe. Dat hy op ons lewenspad saam met ons is, maar dat ons sy pad volg op hierdie lewensweg waarop ons gaan. Ons is 'n familie wat saam die Here Jesus volg. Wat ook pragtige perspektiewe in die Bybel is dat God 'n weg en 'n pad maak waarin nie een is nie. Vriende, die ou volk was in Exodus vasgevang in die slawerny van oud Israel. Die slawerny van die Egiptenare. En die Here het hulle pleit geroep gehoor en hy het ingegryp. En hy het, waar daar nie 'n weg was nie, het hy 'n weg oopgebreek en oopgemaak. Hy het hulle bevry uit Egipte uit. Hy het in die woestyn vir hulle 'n pad oopgebreek. Hy het vir hulle, toe hulle vasgekeer was by die Rietsee, het hy die waters gekloof en hulle het op droë grond weer gegaan. Hy het vir hulle 'n weg oopgemaak. Toe die volk in ballingskap was, het die profete gekom in Jesaja 40 waar hy sê, berei vir my 'n weg voor, wat 'n profesie is na Johannes die Doper. En dan praat hy Jesaja ook 35 en Jesaja 55 dat God gaan 'n weg soos wat hy gemaak het, weer 'n weg oopmaak, sodat sy vasgekeerde mense 'n nuwe weg kan vind om vorentoe te gaan. Sodat jy waar jy is in jou situasie kan weet, in hoe vasgeloop jou weë is, God kan en wil vir jou 'n nuwe weg oopbreek, sodat jy vorentoe kan gaan. Ook in jou persoonlike lewe. Vriende, 'n belangrike perspektief ook rondom die reis en die bestemming, is dat baie mense op die Christelike pad fokus so op die bestemming, dat hulle die reis mis. Dat hulle amper wag in die wagkamer van die hemel, en dat hulle die lewegewende roeping en avontuur mis, om in die hier en die nou lig vir die wêreld te wees, mense van die weg te wees, disippels te wees wat die Here Jesus volg. Dit word baie mooi verwoord in ons dokument van die algemene sinoode oor evangelisasie, waar hierdie dokument evangelisasie, disippelskap en koninkryk integreer, staan daar. Evangelisasie fokus nie net op die vreugde van die bestemming nie, maar op die lewegewende avontuur om Jesus, die oorwinnende Here, daagliks te volg, en die vreugde van 'n offervaardige lewe in die hier en die nou, in die lig van God se heerskappy te beleef. Ons het die bestemming, maar ons vind nie net vreugde in die bestemming nie. Ons vind en beleef die vreugde om in hier en die nou die lewe en oorvloed uit te leef, Heer diensbaar te wees, met vreugde te leef en 'n impak en 'n verskil te maak en ander saam te nooi op hierdie reis. En vriende, as ons dan dink in terme van ons Christendom en ons kerkwees as 'n reis, dan is dit 'n metafoor wat beweging aandui. Dit beteken nie dat ons sit en wag nie. Dit beteken dat ons dinamies onder leiding van die Heilige Gees saam met die Here Jesus
deel van 'n beweging is. Op pad. Daar waar die Here ons wil hê. Oor grense heen. Dis ons dink nie aan onsself as 'n kerk wat gestol het. Wat maar net wag. En waar energie doodgaan. Maar ons dink aan terme van beweging, energie, dinamika, diens, vreugde. Op hierdie pad, mense van die weg, mense wat op reis is, beleef soms gevaarlike paaie. Dis die leidingspad van die Here Jesus. Die Here roep ons op, as ons hom volg, sal ons moeilike tye kry. Dis nou leidingstyd, ons het in deel op nagmaal oor gepraat. Daar gaan soms moeilike tye wees. Maar ons deel in die leiding van Christus en om dan gehoorsaam die Jesus te bly volg. Op hierdie pad sal daar versoekings van afdraaipaaie wees. Want die Bybel praat en sê die regte pad is die smal pad en die breë pad is die pad van die goddelose en die breë pad is die pad van die wêreld. Op hierdie reis word ons uitgedaag om in die naam van die Here op die pad van die Here te bly. En nie afdraaipaaie te vat nie. Partykeer lyk 'n vreeslike maklike pad aanloklik, maar ons 'n gevaarlike afdraaipad. Om af te sluit, waar is jy op die oomblik op jou lewenspad? Is jy regtig op die oomblik op die pad van die Here? Het jy deur die weg gegaan, die deurgang gegaan? En moet jy nie dalk weer by die deurgang gaan nie? En weer by hom die ware lewe ontdek nie. En dan saam met die Gees en die woord die Here op hierdie pad te stap. Die ander vraag is, hoe kan jy jou reistyd elke dag op die pad? Hoe kan jy daai reistyd gebruik om met jou kinders, om met jou mense in die motor baie sinvolle gesprekke te hê oor die lewensreis saam met Jesus? Hoe kan jy dalk op jou reis en vakansie by stopplekke, by motorhawens of waar jy oorslaap, geleenthede kry wat die Here oor jou pad bring van mense wat verdwaal is, wat smag na die weg. En dalk vir hulle iets te vertel van die weg wat jy beleef. En hulle saamnooi om die weg van die Here te wandel. Dink 'n bietjie daaroor. Oral waar jy reis, mag jou reistyd vir jou 'n nuwe betekenis kry en mag dit jou inspireer op jou pad om saam met Jesus op weg te wees. Amen. Dankie vir die voorreg, Here, om hierdie boodskap te bring. Dankie vir die wonderlike perspektief in die woord oor hoe ons U kan ontdek. Op 'n lewenspaaie wat ons in ons reistyd. Dankie dat ons op dit kan hoor dat ons eintlik mense van die weg is. Help vir ons en seën ons ook op hierdie weg. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan net enkele aankondigings met ons doen. Die eerste een is dat ons die res van ons preekbeurt wat klaar maak. Die volgende tema is genesing van wonde. Op ons lewenspad kry ons wonde. Dit is die groot genade dat die Here Jesus vir ons, dat ons deur sy wonde genesing kry. Mag dit vir jou baie groot seën wees. En dan die volgende ene is seer en trane. En dan lewe en sterwe. Temas wat so aktueel is vir jou persoonlike lewe en so aangrypend aansluit by die lewenstyd. Dan vriende, as jy nog nie op die gemeente se WhatsApp groep is nie, sal jy asseblief vir ons kontak dat ons jou daarop plaas. Stuur ook hierdie boodskap aan vir ander mense vir wie dit tot seën kan wees.
En as jy hoor van mense wat op die WhatsApp groep is, nooi hulle saam, gee vir ons hulle besonderhede deur. Jy kan natuurlik ook jou dankoffer gee, soos wat ons informasie beskikbaar is, en op hierdie wyse dit diens lewer. Dan is ons besig met die opdatering van ons databasis. As jy wonder of jou data by die kerk op datum is, wil jy nie asseblief die kerkkantoor skakel. As jy weet jy het nog nie 'n vorm ingevul nie, kyk op die webbladsy, daar is vorms, vul dit in of kontak die kerkkantoor dat jy daarmee kan help. Ons wil baie graag ons data so opgedateer as moontlik kry, sodat ons effektief, meer effektief kan bedien. Dan vriende, ons wil maar net weer uitnooi na ons groeigroepe toe. Die groeigroepbediening is besig om 'n vars nuwe fase in te gaan. As jy nog nie saam met medegelowiges op reis is nie, wil ek dit baie sterk aanbeveel. Dit verander mense lewens. En dan vriende, die God se liefdesbeweging. Ons het dit uitgestel na April toe, omdat ons tyd wil hê om nog mense in te trek en moeite te wil maak. Dit gaan daaroor dat God se liefde aan die beweeg is na mense toe. En ons wil mekaar toerus om op 'n baie spontane en 'n gemaklike manier beskikbaar te wees, dat God se liefde deur ons kan vloei en dat ons vir mense diensbaar kan wees en gesprekke kan voer. So dis 'n baie gemaklike kursus, is vir elke lidmaat. Groeigroepe word ook hartlik uitgenooi om dit te kom bywoon. En dan vriende, ons pasgemaal die 17de Maart, ek kan nie glo nie, dis dan as ons in April en dis Paasnaweek. Verlede jaar was 'n fantastiese sukses geweest met 240 mense. Ons wil daai aand voor Jesus se kruisiging wil ons saam aan tafel sit, soos hy met sy disippels gesit het. En ons was laas geestelik ongelooflik geseën daardeur en ons wil weer hierdie ervaring hê. So skryf asseblief in, jy sien die QR-kode daarso, skryf in en word geseën daardeur. Ontvang die seën van die Here en gaan leef op hierdie weg met sy liefde en met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe, die troue liefde van God ons Vader, wat altyd by ons is, en die inspirasie en die toerusting van die Heilige Gees, is met ons, op ons reis en op ons lewenspad. Mag ons dit prakties elke dag beleef. So seën die drie enige God ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.